Dit is vandag Maandag 11 Mei. Welkom by ons luistermeditasie in die tyd van Paase. Ons lees vandag saam uit Lukas 24 vers 44 tot 53 en ons lees dit uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom as ek vir ons 'n kers aansteek. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen weivelde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is en hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam. God my shepherd. I don't need a thing. You have bedded me down in lush meadows. You find me quiet pools to drink from. True to your word, you let me catch my breath and lead me in the right direction. True to your word, you let me catch my breath and lead me in the right direction. Amen. Hierdie is natuurlik ook die week van Hemelvaart. Donderdag vier ons Hemelvaart. Ons teksgedeelte is die laaste oomblikke van Jesus saam met sy disippels, die opgestane Christus, en dan kom skets Jesus 'n nuwe prentjie van die volgende bedeling. Ek wil jou nooi om dit te ontvang. Die teks, laat dit op jou hart laat lê. Is daar 'n woord of 'n sinsnede of 'n gedagte is wat by jou posvat, hou dit 'n bietjie stywer vas en hou dit in jou hart in die stilte. Lukas 24 vers 44, daarna sê Jesus vir hulle, dis die betekenis van die woorde wat ek vir julle gesê het toe ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor my geskrywe is. Toe open hy hulle verstand om die skrif te verstaan. En verder sê hy vir hulle, so staan daar geskrywe, die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan en in sy naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Julle is getuies van hierdie dinge, en ek sal julle die gawe van my Vader beloof, wat my Vader beloof het vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys.
Lukas laat dit hier baie eenvoudig en maklik klink as hy sê, hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Net die perikoop hier voor dit, as Jesus sy verskyning maak, lees ons dat hulle baie groot geskrik het, dat hulle bang geword het en eintlik bevrees was. En dit is die ambivalensie waarin ons die disippels in hierdie oorgangsfase vind, tussen vrees en bangheid en blydskap en opgewonde. En ek dink nie heeltemal wat hulle geweet het wat hulle gaan tref nie. Ek dink die moeilikste ding vir hulle was om die prentjie wat hulle van Jesus geken het, te laat gaan. Dat hulle hom fisies moes laat gaan, om iets nuuts te ontvang. Ek wil jou vir 'n oomblik nooi om jou hande oop te maak en die prentjie te kry van Jesus wat hulle verlaat, disippels wat hom moet laat gaan. Wat 'n ou geëikte prentjies het jy dalk van Jesus, van die Christus, van God? Wat moet plek maak vir iets nuuts, vir 'n nuwe krag in jou lewe? Laat dit vir 'n oomblik op jou hart gaan lê. Met oop hande sit ek voor U, Here. Besef dat ek soms vashou aan prentjies, idees, gedagtes van U. Maar dat U vandag ook vir my iets nuuts het. En dat hierdie week in die kerklike jaar, as ons nadink aan U hemelvaart, ook ons laat nadink oor wat dit is wat ons in ons lewens dalk moet los, minder moet maak, laat gaan. En dit alles, Here, wil U ons asem weer laat kry. True to your word, you let me catch my breath and lead me in the right direction. O Gees van God, maak my in hierdie dae weer bewus ook van U asem in my en wys my die pad wat ek moet loop. Amen.